Nou, ek dink voordat ek begin, kom ek sluit net die oë, of kom ons sluit die oë, en dan bid ek net vir ons. Vader, baie dankie dat ons vanmiddag so by mekaar kan wees. Dankie vir u goedheid, dankie vir u guns, dankie dat u die God is wat in staat is om meer te doen as wat ons kan bid of dink. En Here God, dankie dat u vir ons 'n droom het. 'n Droom van hoe ons huwelik moet lyk. En ek wil bid, Here, dat ons weer kan terugkom na daai droom toe, dat ons al die hindernisse sal oorkom, om uiteindelik uit te kom by die droom wat u vir ons het. Laat u naam net vereer word in ons en deur ons. Dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen. Loof die naam van die Here. Nou, ek wil sommer dadelik begin om vir julle te vertel van net toe ek hier gekom het. Ons is skaars 'n dag of twee, of dan die eerste week, nee, ek wil eintlik sê die eerste maand wat ons hier is. As ek vir mense vra, waar bly julle? Dan sê hulle vir my, pastoor, jy weet mos waar's Model Bottelstoer? Dan is dit nou daar links of daar regs of net verby hom by die volgende straat regs en ek dink in my hart, heerlikheid, hierdie is 'n gemeente vol syplappe. Almal weet waar is die bottelstoer. Dis nie Model winkel nie, dis ook nie die garage voor hom nie, dis ook nie die kliniek nie, dis Model. En nou wil ek vir julle vanaand sê, ek is so bly julle is almal hier, maar ek let op. Maar ons is so bly jy is hier. En ek wil amper sê, well done. Well done, want dit vat baie om te erken, ek het 'n probleem, of ek besef, ek het hulp nodig, of ek besef, ek kan altyd 'n bietjie meer leer. Party van ons dink, ons kan die huwelik doen, sommer op ons eie, en ons doen dit lewenslang nou. Daar's 'n tannie wat nou gesê het, nou die dag, sê sy vir my, pastoor, na 59 jaar, is daar iets wat jy ons nog kan leer? Toe sê ek, nee tannie, ek wil julle gebruik as 'n model, dat ander by julle kan leer, van hoe om die ding te kan doen. Maar as ons vanaand praat, dan praat ons oor die huwelikshindernisbaan. Ek het in die advertensie, het ek gesê, dat ons almal gaan in die huwelik in, eintlik half oblivious. Jy het nou gesien by jou ouers, en jy het 'n voorbeeld daar, en jy het ander mense gesien, maar ons is twee verskillende individue wat saamgevoeg word, en dan is ons nou nog so verskillend ook van mekaar, en die meeste is dan so verskillend van mekaar, en hulle spandeer omtrent hulle hele lewe lank om mekaar uit te sorteer, en in plaas daarvan om te besef, maar God het ons anders gemaak, kom ons leef saam, en kom ons doen die ding saam. Nou, my volgende slide, dan, as ek en jy moet sien, dit is waaroor ons gaan praat, in die eerste plek, wat sien jy? En dan moet ons dit behou, nee? Behou die prentjie. Dan die tweede een gaan wees, ontsluit die geheimenisse, en daaroor gaan ek met jou praat, hoofsaaklik van die 5 tools, wat ek amper vir jou wil sê, die 5 geheimenisse wat ek vir jou wil gee, wat ek vanmôre so kortliks genoem het, wat ons dan gaan help, om dan die hindernisse te oorkom, en dan praat ons bietjie oor die potjie, wat potjie die huwelik, en dan die restaurasie, en dan gaan ons hier aan die einde, as ons daarby kan uitkom, gaan ons dan praat oor die geld. Hallo julle. En dan gaan ons Here vertrou vir groot en wonderlike dinge. Nou die van julle wat nou nie 'n manual het vanaand nie, vergewe my. My geloof was heeltemal te klein. Ek het net so 20 verwag. En ons was reg vir 20. Toe Karin vir my sê, hoe baie moet ek maak? Want volgens die reaksie wat ek gekry het, het ek nou gewerk, en ek het toe verwag, nee, ons gaan net so 20 wees. Nou, dit klink vir my amper ons is naby 50, nee, dis is amper meer as wat ons gewoonlik op 'n aandiens is. So, ek is so opgewonde oor dit. Nou, die volgende een, kyk gou saam met my na die volgende, as ons dan sê, okay, dis ook waaroor ons nog kan praat, so beteken, dit gaan nou nie net 5 weke wees, dit gaan nou 'n bietjie langer wees. Maar ons gaan kyk, waaroor kan ons deel, maar ek het 'n gedagte, wanneer ons klaar is met die vakansie, gaan ons dit na die aanddiens toeskuif, sodat die ander ouens ook kan inkom, en dan saam met ons dit kan deel. Goed, kyk gou daar. All relationships have problems. The strength of your relationship is defined by your ability to overcome them. Amen. En dan sê hy, the wedding was a huge success. Nee, ek gaan terug. The wedding was a huge success,
the marriage was a different story. Na die tyd, dan dink jy, Jesusie, ek moes meer geld spandeer het aan die honeymoon, as wat ek geld spandeer het om ander ouens happy te hou. Wie daai grand weddings gehad, nee, ek weet, elke bruid wil graag 'n mooi troue hê. Maar as jy na die tyd dink aan hoe jy gekyker het vir ander mense se plesier, en dat hulle nou moet lekker eet, en dan, daar kom julle nog uit die daai waar almal gedrink het. Nou deesdae is dit kontant kroeg, of, maar die meeste mense besef, ek moet dalk meer tyd spandeer aan ons, as wat ek geld moet spandeer aan ander mense. Nee, kan ek het weer sê? Ons moet meer geld spandeer aan ons, as wat ons geld spandeer aan ander mense, om hulle nou te kan happy hou. Next, gaan we na die volgende een. Nou, Jeremia, God vra vir Jeremia 'n vraag. En die vraag is, wat sien jy? En Jeremia se antwoord is, ek sien 'n amandeltak, en God sê vir hom, jy het goed gesien, want ek is wakker oor my woord, om dit te volbring. En hierdie selfde vraag, wil ek vir jou vra. In die eerste plek, wat sien jy in jouself? Hoe sien jy jouself, nee? Dat jy vir jouself kan sê, want as ek en jy moet kan vra, hoe sien ek nou in die begin, dan sien ons net die mooi. Hoorie, sy is die mooiste vrou, en hy is die mooiste ou, en hy is te handsome, en iewers langs die pad, verloor ek daai visie van, wie is jy nou eintlik? Wie is die ou met wie ek getrou het, of wie is die vrou met wie ek getrou het? En ons laat sekere goed toe, en dit maak ons, of beïnvloed ons visie. Nou, die vraag van wat ek moet sien, en aanhou om te sien, is in die eerste plek, sien jy jouself, vir wie God jou gemaak het? Nee? Nou, ek wens ek kon 'n spieël so voor jou, en sê, kyk 'n bietjie na die spieël. Nou, party van ons lyk nie meer soos die ou wat daar voor die kansel gestaan het nie. Nee, en, maar, dit gaan nie oor dit nie, dit gaan oor, hoe sien jy jouself? Sien jy jouself hoe God jou gemaak het? Dat God jou gemaak het, om iemand anders gelukkig te maak. God het gedink, jy is die persoon wat daai persoon kan gelukkig maak. En as ek en jy, dan nou, of man en vrou, by mekaar gebring is deur die Here, wat God saamgevoeg het, kan geen mens skei nie, want dit was God se plan. God het besluit, jy kan iemand gelukkig maak. En Dawid sê hierdie woorde in Psalm 139 vers 14, hy sê, ek loof u, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is u werke, en my siel weet dit al te goed. Sê gou vir jouself, ek is wonderbaar. Kyk gou na die ou langs jou, en dan sê jy vir hom, ek is wonderbaar. Amen. Nou, die ou langs jou kan dalk nou nie meer daai selfe opinie van jou hê nie. Maar ek en jy moet nou kan sê, ek is wonderbaar, God het my wonderbaar gemaak, en ek moet eintlik vir myself die vraag vra, as ek dan nie opleef tot dit wat God my bedoel het om te wees nie, waar het ek verkeerd gegaan, of wat het ek toegelaat, om nie die wonderbare mens te wees wat God wil hê, ek moet wees nie. Maar, ek en jy vervul die groot gebod, naamlik, waar in Matteus 22, hy sê, en Jesus antwoord, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, dis die eerste en groot gebod. Beteken, en dan die een wat daarmee saamstaan, is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Nou, wie is die naaste van jou naastes? Jou man en jou vrou. Nou, ek gaan nou later daarby kom, wanneer 1 Korintiërs 13 praat van die liefde bedek alles, die liefde glo alles, die liefde hoop alles, die liefde verdra alles, die liefde vergaan nimmer meer. Nou hiewers langs die pad, het ons daai ding verloor, en ons moet weer terugkom by dit. Nou, die tweede ding wat jy moet sien is jou maat. Want, hoekom? Want jy kan nie haar lief hê of hom lief hê, as jy nie jouself lief het nie. So jy moet jouself kan lief hê, of jouself kan respekteer as, God het my wonderbaar gemaak, en hy het my in staat gestel om iemand anders lief te hê, en dis dan wanneer God se agape liefde deur my vloei na my maat toe, om dan daai persoon te kan lief hê, soos wat God wil hê, ek moet hom of haar lief hê. Nou sien jy jou maat, as die ontvanger van alles wat binne in jou geplaas is. Nou kan ek net gou vra, waar is al die souties, al die Engels sprekendes? Are you following? Is julle nog by? Nee? My skoondogter daar agter, sy is Engels, so sy moet nou byhou by hierdie Afrikaner. Nou,
Haar man gaan seker ook vanaand na die tyd. Okay, what did your father say about this? Maar die Engelse ouens hou by. Okay. If there's a question, put up your hand. Okay, as jy nie verstaan nie, dan gaan ek dit weer verduidelik in Engels. Goed. Ek en jy moet kan weet, jou maat is geskape na die beeld en gelykenis van God. Wat beteken ek en jy moet hom of haar sodanig behandel? Dis 'n mens wat geskape is na die beeld van God en ek moet versigtig werk met God se skepping. Ek moet party van julle behandel julle hondjies beter as wat julle hulle mans of vrouens behandel. Hallo? Tia? Ek sien jy buig hy kop. Bely dit nou. Here vergewe my dat ek ons hondjie beter behandel as my man. Nee, bely dit. Want hy mag langs jou slaap. Hallo? En ons het 'n jokkie wat nogal heel kontant is. Sy sal daar kom indruk. Sy sal kom inwurm. Jy moet wegskuif. Kan ek 'n belydenis doen vanaand? Ek slaap op so 'n stukkie bed. Dan slaap die honde op daai gedeelte van die bed en dan slaap my vrou op die res. Nou, nogtans moet ons hulle met liefde behandel. Amen. Nogtans. Ja. Ek dink hy ding. Hy sê, gaan klim aan die ander kant in, nee. Klim aan die ander kant in. Nou kyk gou. Reg daar in die begin, toe Adam begin het, in Genesis 2 vers 23, toe sê die mens, dit is nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. En dan sê ek, dis hoekom vrouens word genoem women, nee? Eers is die man gemaak en toe is die wow gemaak, nee? Die wow men, nee? So die women. So hy het ook gesê wow en toe noem hy haar wow man, nee? Nou Adam eindig met Genesis 3 vers 12. Hy sê die mens het geantwoord, die vrou wat u my gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Nou, hier wil ek gou sê, die eerste teken van sonde in jou lewe is wanneer jy jou maat blameer. Hallo? Want wat het gebeur? Eva het gesondig, en toe Adam gesondig, en toe God by hulle kom, toe sê Adam, nee, maar dis die vrou wat u my gegee het. En die vrou sê, dis die slang, en die slang het nie 'n voet om op te staan nie. Nee, en dit beteken, blame shifting is 'n teken van sonde in jou eie lewe. So, stop the blame shifting. Nee, ons gaan later daarby uitkom, maar stop the blame shifting. Ek is nie, omdat jy so is nie. Jy kies om so te wees. So, kom ons wees wat God ons gemaak het. Kom ons kom terug na die original blauwdruk toe. Kom ons kom terug na hoe God man gemaak het en hoe God vrou gemaak het en wat ons veronderstel is om vir mekaar te wees. En dis waar ons moet terugkom, want dis die derde ding wat ons moet raak sien, is God se plan. Iewers langs die pad het ons God se plan gemis. Nou, daar is party van julle wat nou nog moet trou, of gaan trou, nee, en daar's ander wat wens ek kan 'n man kry, sodat ek kan trou, en dan is daar ander wat net sê, hoorie, as ek eendag 'n man kry, is dit goed om te weet, maar hou verby. Maar kyk gou hier. Die Here openbaar sy hart in Jeremia 29 vers 11 wat hy sê, want ek weet watter gedagtes ek kan gaan die julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede. Luister nou, gedagtes van vrede en nie van onheil. Amen. Dis sy gedagte, dis sy plan, dis sy, jou huwelik moet jou happy place wees. Jou huwelik moet die plek wees waartoe jy kom om gelukkig te wees. Dis die plek waar jy vrede kry, nee? Dat die hele wêreld kan rondom jou raas en beklei en skree, maar jou huwelik moet die plek wees waar jy kan happy wees. Dit moet jou vrede plek wees. Dit moet die wonderlikste plek wees. Nou wil ek net gou daarmee saam sê, die duiwel weet dit ook. Daarom gaan hy jou huwelik aanval, want dit is 'n instelling van God.
En daarom moet jy kan weet, die aanslag op jou huwelik is maar net 'n set van Satan, want God, of hy weet, wat het God die huwelik bedoel om te wees. Nou, hy sê, van vrede en nie van onheil nie, om vir jou 'n hoopvolle toekoms te kan gee. Wat gebeur in die huwelik? In die huwelik gebeur dit, dat ons, baie keer, as dit gebeur, dat ons op 'n plek kom, waar ons sê, ek het nie meer hoop vir hierdie huwelik. Ek het nie meer hoop nie. Dan beteken dit, ek het nou vergewe, en nou kan ek nie meer vergewe nie, en ek het nie meer hoop vir die toekoms nie, en dis dan, wanneer ons die einde daarvan wil maak. En dis waarvoor hierdie seminar is. Hierdie seminar sê, daar is hoop. Kom ons kry die tools om dit reg te maak, kom ons kry die tools om terug te gaan na God se original bloudruk toe, kom ons word weer wat die Here ons bedoel het om te wees. Efesiërs 5, vers 31, hy sê, daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat, en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees. Hierdie verborgenheid is groot. Nou ek het gou daar vir jou die Engels ook. Hy sê, the two are united into one. This is a great mystery. Hoe kan God een en een vat en een maak? Nou as jy wiskunde vat, is 1 plus 1 is? Oké, dankie. Nee, nou, beteken, as jy wiskunde gebruik, die enigste manier waarop jy 1 en 1 kan maak, is met 'n maalsom. 1 maal 1 is 1. Nou, as jy halwe mens is, half maal 1 is, waar is die ouens met wiskunde gepaas het? Nee, is half. Half maal 1 is 'n half. As al twee halwes is, half maal 'n half is 'n kwart. Is nie plus nie. Half maal 'n half is 'n kwart. So beteken jou huwelik is gedoem reg van die begin af, want ons gaan halwe mense in die huwelik. Ek sit met baggage, ek sit met seerkry, ek sit met allerhande goed wat dwars deur my lewe kom, en nou gaan ek in 'n huwelik in met iemand. Thank God as hy 'n een is of sy 'n een is. Dit gee ons 'n kans. Maar as ons 'n kwart is, dan is ons van die begin af gedoem, want hoekom? Ons sorteer baggage uit, ons sorteer mekaar uit. Ons is die hele huwelik, is nie 'n huweliksprobleem nie, dis 'n persoonlikheidsprobleem. Kan ek gou vra, wie van julle het die ontdek jou persoonlikheid kursus of die ontdek jou persoonlikheid vraelys ingevul al? Okay, dis te min. Nou wil ek julle vra, aan die einde van vanaand se kursus, gaan ek dit op die groep stuur, ek gaan almal se name op die groep sit, en dan gaan ek vir jou die ontdek jou persoonlikheid vraelys stuur, en jy moet dit vir my so akkuraat moontlik, eerlik moontlik vir my invul en vir my terugstuur. Jy kan dit of op die groep stuur, of jy kan net volgende week saambring, en dan hier vir my kom inhandig. Die rede daarvoor is, ek gaan vir jou wys, hoe jou persoonlikheid lyk, en hoe jou maat se persoonlikheid lyk, en dan hoe dit gebeur, dat hy jou nie verstaan nie, en jy hom nie verstaan nie, en hoe ons heeltyd karring rondom dieselfde bos. Amen. Maar wanneer ons mekaar verstaan, is daar skielike verdraagsaamheid. Okay, dis hoe God jou gemaak het, ek gaan dit nie verander nie, maar ek kan wel verander hoe jy my behandel. Om te sê, ek verstaan jou persoonlikheid, maar weet jy, as jy dit doen, dan maak dit my so. As jy so optree, dan maak dit my so. As jy, waar's die ouens wat, as hy in 'n krisis is, sy kop onder die kussing wil druk, of baie wil slaap? Dis die hoë S persoonlikhede. Nee? Hulle is vol strysmense, hulle wil hulle kop in 'n gat druk, en hoop, dit gaan nou verby. En partykeer dink ons so in die huwelik ook. Ons dink die huwelik, kan jy maar net, okay, ons het nou 'n fight gehad, okay, nou hou ek maar net myself een kant tot dit nou alles verby is, en nou kom ek uit, en nou hoop ek die wêreld is weer reg. Gaan nie reg kom nie. Jy moet dit uitsorteer. Maar in liefde. Nee, sonder om te beklei, nee, sonder om te beklei, moet ons kan sê, okay, dit het my seer gemaak, dit sal ek graag wil verander. Nou, die tweede ding wat jy gaan doen, is die tweede week se huiswerk, gaan wees om 'n lys op te stel, waar aan die een kant skryf jy goed, en aan die ander kant skryf jy kwaad. Jy skryf bo aan, jy deel die bladsy in die helfte, en aan die een kant skryf jy, bokant skryf jy goed, aan die ander kant skryf jy kwaad, en nou gaan vul jy in, al die goed wat jy goed doen, skryf ek hier aan die linkerkant. Al die goed wat jy goed doen, al die goed wat my bly maak, al die goed wat my gelukkig maak, al die goed wat ek hou van jou. En dan, aan die regterkant skryf jy al die goed wat my kwaad maak. Nou, toe jy net begin het met die huwelik, was daai lysie verskriklik klein. Nee, daar was dalk so 1 of 2 goedjies. As ek nou vir jou gaan vra,
dan dink ek nie op hierdie bladsy is daar genoeg plek nie, jy sal by die agterkant moet byvoeg. Nee, van al die goed wat my kwaad maak. En dis wat ek weer wil terugkom. Kom ons kom terug na al die goeie goed. En ek fokus op die goeie goed en ek sien die goeie goed en ek begin om daarop te fokus in plaas daarvan. En dan sien jy hoe verdwyn hierdie kwaad goed, een vir een na mekaar. En jy begin agterkom, maar hey, ons huwelik is toe nou 'n happy place. Ons huwelik kan maak en ons het hoop vir die toekoms. En ons kan dit maak vir die toekoms. Ek en jy moet kan weet. The Good News Bible sê there's a deep secret truth revealed in the scripture. Net God weet hoe hy dit regkry om twee verskillende mense by mekaar te kan sit. En as jy kan uitkom by daai 59 jaar, wil sê, daai mense is amper langer getroud as wat ek oud is. Nee, nou as hulle dit kan regkry, dan beteken dit, daar is hoop vir die res van ons. So ons moet net kan leer, wat is dit wat hulle reg gedoen het, of wat is dit wat hulle totaal geïgnoreer het, in plaas daarvan om te beklei daaroor, het hulle dan gekies om nie dit 'n issue te maak nie. En hulle liefde was groter as dit. Wanneer ons voor die kansel staan, besef ons nie hoeveel uitdagings en hindernisse op ons wag nie. En wanneer ons dit beleef, weet ons ook nie hoe om dit te oorkom nie. Nou, ek wil vir jou sê, kan ek net 'n toets doen, hoeveel van julle het al voorheen 'n huweliksseminar bygewoon? 2, 3. OK. Ek wil amper vir jou sê, dit verbaas my nie dat jy vanaand hier is nie. Want hoekom? Ons het hulp nodig. We don't know it all. Dis dan goed om te leer van iemand wat al deur die meele is en wat ondervinding het, maar ook iemand wat die kennis het om vir my te kan help om te sê, okay, wat kan ek regmaak? En baie mense doen dit. Hulle sal 'n tweede keer probeer en hulle sal 'n derde keer probeer en party ouens sal skei en op aparte plekke gaan bly, maar dan verlang hulle weer so na mekaar en kom hulle weer en dan probeer hulle weer saam. En dan gaan hulle weer en na 'n rukkie dan is dit nou weer 'n probleem en dan is ons weer daar en dan sal hulle kom en dan hier na die derde keer en sê hulle, dit gaan nie werk nie. Hoekom? Want ek het van die begin af nie die tools gehad nie. Ek het van die begin af nie gedeel met wie is ek nie. En omdat ek seer en baggage het en allerlei goed en ek bring dit saam in die huwelik in, is dit nooit meer gedeel nie. Ek glo, ons moet eers gaan vir persoonlike berading voordat jy gaan vir huweliksberading. Vir die rede dat jy net heel word, dat jy van daai ou verdien nie, want hulle sê, iemand, ek moet nou mooi onthou, hy sê, pas op, as iemand jou seer gemaak het, dat jy nie bloei op ander nie. Nee, vir alle ouens wat kom uit 'n, ek plaas julle op die spot, wie kom uit 'n tweede huwelik uit, of wie is in 'n tweede huwelik? Nee, nou, huwelik asseblief mooi vra, moenie die ander ou se snye gaan uithaal, en die ander vrou se snye gaan uithaal op jou maat nou nie, moenie gaan bloei op die maat wat dit nie verdien, oor die ander ou wat jou gesny het. Amen, hulle verdien dit nie. En ons sal baie keer sit met trust issues, en sulke tipe van goed, as gevolg van slegte ondervindinge van die verlede. Ons sal sukkel om saam met jou te kan leef, want ek dink heeltyd aan, nee maar, alle vrouens is so, of alle mans is so, nee, in plaas daarvan om te, wie is die persoon met wie ek nou getrou het, kom ek deel met daai persoon, en kom ek wees lief vir daai persoon. Goed, ons beantwoord die vraag, is dit steeds moontlik vir twee mense, om by mekaar te bly, totdat die dood hulle sou skei? Wat is julle antwoord? Amen. Sê gou vir die ou langs jou, ek glo dit. Ek glo dit. Dat ons kan by mekaar bly, totdat die dood ons skei. Nou, en hier wil ek nou in ligte lyn vir julle sê, die tannie was 90 jaar oud, sy en haar man was 70 jaar getroud, en hulle vra vir die ou tannie, het jy al ooit in julle 70 jaar getroude lewe gedink aan skei? En sy sê, skei nee, maar moord baie. Nou wil ek vir jou sê, selfs as daai gedagte opkom, suppress it, asseblief, moenie daartoe gaan nie. Nou deesdae is dit amper nie eens meer 'n grap nie, daar's ouens wat dit regtig gedoen het, nee? En so ons kan nie dit doen nie. Kom, ek gaan net julle gou ietsie sê, dis nou nog nie daar nie. A strong relationship requires choosing to love each other, even in those moments when you struggle to like each other. Nou kom, ek gaan vir julle 'n ware verhaal vertel uit my lewe.
Ek kan nie onthou of ons al getroud was en of ons nog net verloof was. En ek is op pad werk toe. En Kotie, my vrou, stuur vir my 'n SMS. En die SMS lees so: ek is baie lief vir jou, maar op hierdie oomblik lyk ek jou niks. En nie wil ek vir jou sê, wie kan daarmee getuig? Ek is lief vir hierdie man en ek is lief vir hierdie vrou, maar daar's partye wat ek hom of haar niks like nie. En dis wat ons wil oorkom. Getting back to liking each other, dat ons dan daarby kan uitkom. Maar dis al goed genoeg as ons net kan sê, ek is lief vir jou. Nou, hoekom moet ek die kursus deurmaak, Frans? Dalk wil jy en gaan jy nog trou, dan is dit goed om te weet wat om te verwag. Dalk as jy reeds getroud, het 'n paar hindernisse beleef en benodig die nodige kennis om dit te oorkom. Dalk ken jy iemand wat getroud is en jy kan dit dalk gebruik om hulle te help. En dalk was jy voorheen getroud en omdat jy nie die hindernisse kan oorkom nie, daarom het egskeiding plaasgevind. En nou terwille van ons fisiese gesondheid is dit goed om selfs jaarliks 'n mediese ondersoek te hê of vir 'n besigheid om 'n finansiële oorsig te kry. So ook moet ons dit met ons verhoudinge doen en hierdie huweliks hindernisbaan kursus is dan daai. Kom ons review. Kom ons review what needs to change, what needs to happen, wat moet beter word, wat kan ons aanwerk, want sommige goed is dan nou, nie alles is noodwendig, ons gee nie altyd ons aandag aan alles nie, en dan laat ons sekere goed na. Nou, Kotie is altyd bly as ek die kursus aanbied, want ek kom dan 'n beter man by die huis aan. So sy stuur my gereeld op die kursus. Nou ons lees in Spreuke 4 vers 21 tot 22, bewaar hulle binne jou hart. Hy praat nou van God se woorde. Bewaar hulle binne jou hart, want hulle is lewe vir die wat dit vind. So beteken, the keys to life is God's word. So ons gaan kyk wat sê God se woord oor elke faset. Nou, die 5 sleutels, en ons gaan die 6de een is dan Christus, maar in die Engels is daar 5 C's, of kom ons noem dit 6 C's. Die eerste een is kommunikasie, soos ek vanmôre gesê het. Die tweede een is konsiderasie. Die ander woord daarvoor is om mekaar in ag te neem. Die derde een is kompromie. Die vierde een is om te keus, op 'n date te gaan. En dan die 5de een is klou vas. Toewyding. En dan Christus is soos die hand wat die vingers vashou. Sonder Christus kan nie een van daai 5 goed werk nie. Ons moet Christus in ons huwelik hê om dan dit te kan effektief laat werk. Nou goed, kom ons praat eerstens oor kommunikasie. Spreuke 13 vers 17 sê, hy sê, die Engels sê dit vir my mooier. Hy sê, reliable communication permits progress. Wat beteken as ek die regte kommunikasie kry, kan ons vorentoe gaan. As ek die regte kommunikasie beleef, hy sê, 'n betroubare boodskapper is 'n gerusstelling. Nou daar's 'n boek wat uit is oor, jy sê dit, ek sê dat, of jy sê dit, ek hoor dat. Nou, hulle sê, dat die meeste vrouens, nou, ekskuus, ek gaan nou nog daarby uitkom, kom, laat ek nou nie voor dit uithardloop nie. Miskien kan ek dit nog sê, luister gou. Een van my dosente het gesê, manne, moenie luister na wat 'n vrou sê nie, luister na wat sy bedoel. Want as sy vir jou sê, het jy gesien die asblik is vol. Het sy nie gesê, let op, en dis klaar nie, beteken luister na wat sy bedoel. So beteken sy sê dit, jy hoor dat. Nou as jy dit nie gehoor het nie, het jy moeilikheid. So jy moet seker maak, jy kan reg hoor, ten opsigte van dit wat sy gekommunikeer het. Reliable communication permits progress. En dan veroorsaak dit 'n fout. Maar jy het nie gesê ek moet hom uitvat nie. Dis mos obvious, as hy vol is, moet hy mos uitgevat word, Of het jy gesien hoe lank is die gras? Durf jy nou waag om aan te hou om hy game te kyk? Dan is daar moeilikheid. Want het jy gesien hoe lank is die gras? Nou, as jy dit nie self gaan sny nie, organise iemand om dit te sny, maar asseblief, hoor wat sy bedoel, nie noodwendig wat sy sê nie. Nou, ons almal weet, hoe belangrik is kommunikasie vir die verhouding, en tog sukkel ons almal daarmee. Nou,
Studies wys 85% van huweliksprobleme kan terugverwys word na of gebrekkige kommunikasie of geen kommunikasie. Nou, ag, liewe Jesus, daai vrou wat daar agter in die moederskamer kyk na die kleinkinders. Sy sukkel nou nog met haar man. Jy het nie vir my dit gesê nie. Dan sal mense by ons huis opdaag, met wie ek gereël het, kom kuier vir ons. En dan is sy nie voorbereid nie. Mense, ek kan nie vir julle verduidelik, wat deur daai gemoed gaan, as sy nou moet eers, hoor jy, maar ek het nie make-up aan nie, en my haar is nie gekam nie, en ek is 'n spontane mens, hoor jy, ek sê nou vir jou, nee, sommer hier voor by die voordeur, hoor jy, kom kuier vir ons, bring sommer die vleis saam en kom braai, nee, maar ek het nie vir haar gesê nie, en nou moet julle weet, ek is diskant om liewe Jesus te verduidelik hoekom ek so vroeg daar is. Amen. Dis daai ding van, skei sal ek nooit aan dink, maar moord, nou, nee. Ok, so, die kommunikasie ding is 'n belangrike ding. Nou, ons kommunikasiestyle verskil van mekaar, want persoonlikhede verskil, en dis waarom ons daaraan moet werk. Nou, dis waar die nodigheid het om die persoonlikheidsanalise te doen, en julle gaan dit almal vir my doen, sodat ek vir jou kan wys hoe lyk jou persoonlikheid, en julle mekaar kan sien, en dan gaan dit julle help om mekaar te kan verstaan, want 'n hoë D-persoonlikheid is nie 'n mens nie, hy's 'n taakmens. En 'n hoë D-persoonlikheid sal my way or the highway, en dit sal so gebeur, en dit sal so wees, en hier sit hierdie mens, en dink my man is 'n billebak, en my man is 'n vuurvreter, en ek verstaan hom nie, maar die oomblik as ek my man verstaan, dan hanteer ek hom beter. Dis nou nog erger as jy 'n vrou het wat 'n hoë D-persoonlikheid het, en dan sukkel sy nog om te submit ook onder haar man, en al daai goed, dan is dit nou nog erger. Maar die hele ding gaan oor jou persoonlikheid maak 'n verskil, en as ons mekaar verstaan, dan leef ons makliker saam met mekaar. Vandag, in Kraddock gemeente is 'n pastoorspaar, wat, hulle het onder my bediening tot bekering gekom, hy het laterand besluit, hy gaan bediening toe, of gevoel die Here roep hom vir die bediening, en hy het so kursus deurgeloop, wat hulle die kursus gemaak het, en jy ontdek jou plek kursus gedoen het, en jy ontdek jou persoonlikheid, en toe ontdek hy, hy kan nie glo, hy was so billebak, hy noem homself, ek kan nie glo ek was so vark nie, hoe hy sy vrou behandel, sy vrou moes net bond staan, maar daarna, doen hy goed wat hy nog nooit in sy lewe gedoen het, hy het nog vir sy vrou blomme gekoop, skielik begin hy vir sy vrou blomme koop, en hy begin goed doen vir sy vrou, wat hy nooit besef het, maar toe hy besef, dis my vrou se liefdestaal, dis wat my vrou nodig het, dis haar behoefte, want ek gebruik ook, ek gaan 'n liedjie later daaroor praat, manne, as jy die drukkies en swinkies wil hê, moenie jy haar gaan druk en soen nie, gee jy vir haar blomme, dan druk en soen sy jou, amen, dis die vervulling van die behoefte, is dit andersom, nee, nou na die kursus gaan jy dit nou reg doen, dan gaan sy nou weet, dis die kursus wat jou beïnvloed het. Ok, nou, kyk gou hierso, ons, net gou, die moeilikheid van kommunikasie word nie makliker gemaak deur die feit dat die deursnee van 'n mens 46 ure in 'n week deur die TV, en dan die ding wat nou seker die meeste ons huwelike beïnvloed is ons fone. Ons sit selfs in die bed langs mekaar en speel op jou foon. En ons kommunikeer met die foon eerder as met mekaar. En ek dink ons moet hier 'n reëling instel. Nou my vrou gaan baie bly wees om dit te hoor. Ons moet 'n reëling instel, as jy vanaand kamer toe gaan, word die foon afgesit. Ek het geen amen nie. Ek het geen amen nie. Amen. Kyk gou na mekaar en dan sê julle vir mekaar amen. Amen. As ons vanaand kamer toe gaan, so wat jy doen as jy onthou van 'n SMS wat jy vergeet het, of 'n WhatsApp wat jy vergeet het, hardop gou die kamer uit en gaan stuur hom gou en kom terug. Maar jy moet kan sê, as ons vanaand kamer toe gaan, dan gaan ons nie op ons fone praat nie, en langs mekaar lê en op die fone gesels, of by die restaurant, teenoor mekaar sit, en ons kyk nie eens vir mekaar nie, ons kyk in die fone vas, en ons praat nie meer met mekaar. Goed, kyk gou hierna. Ons spandeer egter ure aan kommunikasie voor ons trou.
Hallo? Sal jy onthou hoe lank julle met mekaar kon gesels? Ek weet, ek het met 'n bicycle agter 'n vroumens aangery. Van Primrose af tot in Boksburg. Met 'n bicycle. En dan sal ons gesels tot wie weet wat vanaand. Môreoggend moet ek werk, dan ry ek terug met die bicycle. Nou op pad terug is ek spyt, Jessie, ek moes dit nooit gedoen het nie. Maar dan verlang 'n ou net weer 'n bietjie en dan doen jy dit wraggies weer. Maar jy sal sekere goed doen en jy sal sekere opofferings maak en jy kan ure gesels oor allerlei goed. Maar die oomblik wanneer ons mekaar het, nou kom ek gaan gou vir julle sê. Hoofsaaklik omdat die man die jagter is, nê? Omdat die man die jagter is, beteken dit hy is soos 'n hond wat 'n kar jag. En ja, 'n man wanneer hy 'n huis wil hê, dan sal hy alles doen om hy huis te kry. En as hy huis het, dan het hy gekonker. Dit gaan oor konker. Hy oorwin. As hy daai kar wil hê, dan sal hy alles doen om hy kar te kry, geld betaal en hy het daai kar. En dan dink ons dit werk met 'n vrou ook so. Nou hier wil ek gou sê, manne, die goeie dinge wat jy doen vir jou vrou, ons gaan later daaroor praat, meer, maar jy moet kan weet, die goed wat jy doen vir jou vrou tel net 1 punt. As jy vir haar huis koop, en of jy vir haar blomme koop, dit tel dieselfde punt. Môre moet jy dit weer doen. Liewer nie nog 'n huis nie. Maar jy moet kan weet, die goed wat jy doen om te konker, en dis wat ongelukkig is. Ons dink as ons die vrou gekry het ek gekonker, ek het haar nou, sy moet nou maar bly hierso en ek kan maar nou haar hanteer soos ek wil en dan kom ek agter dit werk nie so nie. Amen. Beteken is 'n amper 'n daaglikse ding. Paulus praat ook daarvan wanneer hy praat van ek kom daagliks tot bekering, nê? So jy moet amper half daagliks jou vrou tot jou vrou bekeer, nê? Dat jy daagliks moet ons mekaar opsoek en ons moet daagliks daaraan werk om dan mekaar te kan die man en vrou vir mekaar te kan wees. Maar dis nie 'n ding wat ek eens op 'n tyd gekry het en nou het ek haar gewen en nou het ek haar en nou moet sy maar net bly nie. Die harde werk is nie om haar te kry nie, want 'n vrou is 'n navolger. Ek wil amper vir jou sê, jy moet 'n vrou net genoeg liefde gee, jy moet haar net genoeg aandag gee, jy moet net vir haar vertel hoe oulik sy is en dan reageer sy dan. Maar om haar te behou is 'n ander ding. Beteken jy moet aanhoudend vir haar vertel hoe mooi sy is en aanhoudend vir haar vertel en as sy vir jou kom sê, laat hierdie pakkie my vet lyk, bewaar jou as jy die antwoord gee. As jy eerlik wil wees en vir haar sê, nee, dis die chocolates wat jou laat vet lyk en dan kry ons jou in ICU. Nee, maar kommunikeer met mekaar. Goed, ek wil aangaan. Kyk gou hier. Die feit dat mans praat ongewoonlik en hier's nou 'n groot waarheid. Gaan eers vir my terug. Ek dink jy's nou 'n bietjie voor my. Nee, ekskuus. Gaan nog aan. Ekskuus. Kyk, gaan nou aan. Nou daai een toe daai bloue. Is reg. Kommunikasie is 'n opdrag aan alle Christene, veral die wat getroud is. Okay, volgende een. Okay, dan het ons die kommunikasie voor en na die troue, die kommunikasiestyle verskil en dan mans praat, dis die ding wat ek nou vir jou wil sê. Mans praat oor die algemeen 10.000 woorde per dag. Dis nou average. Vrouens praat oor die algemeen 40.000 woorde per dag. So wat beteken manne, as jou vrou net 10.000 woorde gepraat het waar sy was die heel dag, raai wie kry die ander 30.000? Dis hoekom ek gesê het, sit jou foon neer as jy na die kamer toe gaan, want sy het nog 30.000 woorde wat sy met jou moet praat. En raai met wie praat sy dit? Met al die ander mense as jy op jou foon is en sy is op haar foon. En dan wil jy nou weet, hoorie, met wie praat jy, wat doen jy, vir wie stuur jy messages, met wie kommunikeer jy? Sy sou dit met jou gepraat het as jy net jou oor wou geluister het. Nee? So beteken, gee haar kans om klaar te praat, want hoekom? Want môreoggend kry sy nog 40.000 woorde. Daar's 'n reset. Daar's 'n reset en jy verstaan nie die frustrasie, want hoekom? Want as sy nie met jou kan kommunikeer nie, gaan sy môre met haar vriendinne praat oor jou. My man gee nie vir my aandag. My man sit heel nag op die foon. Nee, ag, kan ek dit asseblief sê? Asseblief moenie.
moet nooit met jou vriende, en ek praat met mans en vrouens, moet nooit met jou vriende oor jou maat praat. Julle het lankal dinge reggemaak, dan dink jou maat of jou vriende nog steeds sleg van jou man en van jou vrou, omdat jy geskinder het oor jou man en jou vrou. So ek vra julle mooi, jy praat met niemand nie met jou familie nie. As jy met iemand wil praat, kom praat met my. Ek kan dit hou. Nee, ek sal met niemand praat oor die goed wat jy met my praat nie, maar kom praat eerder met my, ek sal jou help, en dan sal ek vir jou terugstuur om te sê, okay, doen dit aan jou kant, en dan sal die Here vir jou help. Maar moet nie met enige iemand jou man of jou vrou bespreek nie, want dit sit hulle in 'n slegte lig. En dan ook, wil ek sommer vir jou sê, as iemand met jou kom praat oor hulle mans of vrouens, dan moet jy sommer dadelik sê, weet jy wat, kom ek en jy bid vir hom. Kom ek en jy bid vir hom. Want die Bybel sê, as iemand 'n sonde gedoen het, sonder die dood is, nee, bid vir hom en jy sal vir hom lewe gee. So gee jy liewer lewe in plaas van slegte raad. In plaas van slegte raad. Kyk gou daar. Maar tyd vir opregte en eerlike kommunikasie is dat ek wel sal kommunikeer, dat wat ek kommunikeer en hoe ek dit dan kommunikeer. So dit is baie, baie belangrik. Goed, waak teen die volgende. Eerste een is, waak teen verwarrende woorde. Die Engels praat van confusing speech. So pas op dat jy een ding sê, maar 'n ander ding leef. Hallo? Nou kom ek verduidelik vir jou. Matteus 12 vers 33 tot 35 sê, julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken. Addergeslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van julle hart praat die mond. Die goeie mens bring nie uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart slegte dinge tevoorskyn. Nou hier wil ek gou vir jou sê, moenie jouself 'n goeie vrou noem as jy jou man sleg behandel nie. En manne, moenie jouself 'n goeie man noem terwyl jy jou vrou sleg behandel of sleg praat met haar. As hy praat van, dan moet ek en jy let op wat kom uit ons mond uit. Let op die woorde wat uitkom. Let op wat sê ek vir my man en wat sê ek vir my vrou, en dat ek sal seker maak dat my woorde is nie verwarring, dat ek jou nie verbaas nie. Hoorie, maar nee, ek wil ek gou vir jou dit sê. Baie van ons wil moan oor die man en die vrou wat ons gekry het. Maar hier wil ek net gou jou reg help. Dit was jou keuse. Nou, ek luister nou die dag na 'n man wat eendag vir sy ex-vrou 'n boodskap stuur. Hy sê, moet asseblief nie vir die mense vertel al my foute wat ek gemaak het nie. Want jy was een van hulle. Nou wil ek vir jou sê, moet julle gaan. Ok, ek het die video, ek gaan vir julle stuur. Dankie dat julle hier was. En ons gaan kyk of ons ander aand kan kry, anderstens, dan gaan ons so deur. Ok, maar ons dan. Blessings vir julle, hoor. Bless julle. Hy moet werk, ongelukkig. Daar's ouens wat hom nodig het. Skerp, Callie, skerp. Nee, amen. Nou goed, kyk gou. Ek en jy moet pas op dat ons nie ons maat verwar nie. Want jou maat het jou gekies. En ek weet, daar's 3 goed in die huwelik, wanneer ons in die huwelik ingaan, ek gaan dit weer later sê, ekskuus daarvoor, maar daar's 3 uitdagings die oomblik wanneer jy trou. Die eerste uitdaging is die onverwagte verskille. Nee? Daai, wat is onverwags in Engels? Unexpected differences. Die unexpected differences. Die goed wat ek nie verwag het, nadat ek met jou getrou is. Want skielik ontdek ons goed van mekaar, en is goed wat ek nie voor die tyd geweet het nie. Dis waarom het nogal goed sal wees om lank te date voordat jy trou. Dat al die goed kan uitkom wat jy moet ontdek. Nee, voor die tyd. En as jy dan nog besluit, jy vat hom of jy vat haar, then it's on you. Amen. So, moenie vir jou man vertel hoe sleg hy is, of vir jou vrou vertel hoe sleg hy nie. Dit was jou keuse. Nee, so moenie dit 'n slegte keuse maak nie. Die tweede ding is, uitdaging is die onvervulde behoeftes. Nee, those unfulfilled needs. Unfulfilled needs. En dis waar ek met die verhaal inkom van, manne, moenie jou vrou wil druk en soen, terwyl dit nie haar behoefte is nie. Gee jy vir haar blomme,
en dan druk en soen sy jou, dan word altwee se behoefte wederzijds vervul. Die derde een is die onvergewe misdade. Those unforgiven mistakes. Wie hoe lang hou 'n huwelik? So lank as wat albei vergewe. En dit kan 59 jaar wees. As jy aanhou vergewe, kan jy 'n huwelik hou tot en met die dood ons skei. Because I just need to keep on forgiving all the time. Want ons is mense, ons sondig teenoor mekaar. Maar as ek en jy 'n kursus soos hierdie doen, dan leer ek om minder te sondig, dan is daar minder om te vergewe. Asseblief, sê gou vir die ou langs jou, ag asseblief gee my minder redes om jou te vergewe. Amen. Asseblief, maak die redes hoekom ek jou moet vergewe, al 'n bietjie minder. Amen. Nou, die tweede ding is nie verwarrende woorde nie, maar is ydelle woorde. Die Bybel praat van Matteus 12 vers 36 tot 37, maar ek sê vir julle, dat van elke ydelle woord wat mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag, want uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Nou die ydelle woorde is in die Engels careless speech. Omdat ons so lank met mekaar getroud is, weet jy wat, toe ons net mekaar ontmoet het, was ek so versigtig wat ek vir jou sê, so versigtig hoe ek het vir jou sê. Ek het selfs my stem toon, het ek dan beheer in die manier waarop ek met jou praat, nee? En ek sal nie vir jou kwaad word nie, maar nou dat ons getroud is, en ons mekaar is vanselfsprekend aanvaar, is ons nie meer careful nie, ons is careless, en ek sê goed, en ek is onmiddellik spyt dat ek het gesê het, maar is klaar uit. En hier wil ek vir jou sê, dis soos vere in die wind. As jy daai woord gesê het, as jy daai ding gesê het, oor wie sy is, en wat hy is, en al daai goed, jy kan dit nie weer terugkry nie, en die enigste manier hoe dit terugkom, is sy gaan dit onthou. Nie net in hierdie fight nie, in die volgende paar fights. Hoekom? Want 'n vrou is baie beter om koeie die sloot uit te haal as 'n man. Hallo? Nee, dat ek en jy sal weet, maar pas op vir jou careless speech, pas op vir die sorgelose spraak, dis eintlik wat daar is, sorgeloos, beteken ek het nie sorg gedra van wat ek gesê het nie. Matteus 12 vers 36 tot 27 sê, I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak, for by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. So beteken, kom ek en jy wees versigtig hoe ons met mekaar praat. En dat ons dan kies om nie te praat nie. Dis waar selfbeheersing inkom. En omdat ons kinders van die Here is, die oomblik as jy 'n kind van God is, het jy die gees van God. Ek wil sê, wanneer jy nie 'n kind van God is nie, is dit verstaanbaar. Jy kan vloek en jy kan skree en jy kan optree net soos jy wil, want jy het geen waardesisteem, geen goddelike waardesisteem as ek dit kan noem. Daarom, maar as jy die oomblik as jy 'n kind van God is en jy die gees van God, een van die vrug van die gees is selfbeheersing. Jy kan kies hoe jy optree in die situasie. Jy kan kies om nie te gil en te skree nie. Jy kan kies om kalm te bly. Jy kan kies. Nou, die slegte deel is terug na my seer van die verlede. Meeste van die redes hoekom ons beklei in die huwelik en waarom ek dan vindictief raak is, ek sit nog met seer vanuit my verlede uit. Ek sit met seer wat ek nie meer gedeel het, selfs toe ek 'n kind was, en voordat ons getroud is nie, en die seer van die vorige, en dan begin ek goed te sê van, julle vrouens is almal dieselfde. En hier wil ek gou gesê, manne, die een woord wat uit jou woordeskat moet uitkom, is, jy's nes jou ma. As jy vir liewe Jesus wil gaan verduidelik hoekom jy so vroeg in die hemel is, sê vir haar nou, jy's nes jou ma. Nee? Dan moet jy asseblief gaan verduidelik. Nou, pas op vir sorgelose spraak. Die volgende een is vuilwoorde. Kyk gou, ons dink altyd vuilwoorde is vloekwoorde. Vuilwoorde is corrupt speech. Efesiërs 4 vers 29 sê, laat daar geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie, maar net die woorde wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Nee? Dit beteken, jy moet meer komplimenteer as wat jy kritiseer. Amen. Dat ek en jy sal meer komplimenteer as wat ons kritiseer. Verskoon. Hy sê in die Engels, let no corrupting talk come out of your mouths, but only such is as good for building up
and fits the occasion, that it may give grace to those here. Nou gebruik jy 'n paar woorde. No foul speech, no dirty speech, no corrupting speech, no polluting speech, not unwholesome, worthless, evil words. Beteken, kies jou woorde. Kies jou woorde versigtig. Selfs, en ek wil sê, veral wanneer jy kwaad word. Nee, die Bybel gee jou 'n reg om kwaad te word. Hy sê, jy mag kwaad word, maar jy mag nie sondig nie. Die oomblik wanneer jy teenoor jou man of teenoor jou vrou sondig, is jy skuldig. Nie hulle nie. So jy staan net so skuldig teenoor hulle, wanneer jy dan verkeerd praat. Laat geen vuil woord, geen woorde wat haar ore kan beïnvloed, of wat haar kan seermaak. En geen waardelose of ek wil sê evil words nie. Jakobus 3 vers 10. Hy sê, uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. Hy sê in Engels, it is a restless evil, full of deadly poison. With it we bless our Lord and Father, and with it we curse the people who are made in the likeness of God. Nou wil ek vir jou sê, veral die kerkmense, kinders van God, moenie in die een oomblik, dan wil jy God loof en prys. En nou, ekskuus, ek gaan dit nou doen, om in tale te praat. Karabasiando, Rebekesita, Rabakushanan, en dan, hier by die kerk is jy hierdie heilige persoon. Maar wanneer jy by die huis kom, dan praat jy lelik met jou vrou, of jy praat lelik met jou man. 'n Pastoor kom eendag by 'n man wat by die huis sit. En hy vra vir die man, hoor jy, maar jou vrou is in die voorste gestoeltes van die kerk. Sy dien op die sistersraad en sy is deel van die welsyn en sy beteken so baie vir ons by die kerk. Hoekom sit jy by die huis? En hy sê vir die pastoor, pastoor, jy ken my vrou by die kerk. Ek ken haar by die huis. En dit beteken is nie dieselfde mens nie. En dis waar ek en jy moet inkom om te kan sê, ek wil dieselfde mens wees by die kerk en by die huis. En as ek die goeie man en die goeie vrou by die huis kan wees, dan kan ek die goeie man en die vrou in die kerk ook wees. En dis wat hy sê, leiers, as hy praat van leiers, dan praat hy van, as jy 'n ouderling wil wees, of 'n diaken wil wees, dan beteken jy moet 'n man wees wat jou huis kan goed regeer. Dis 'n kriteria, dis een van die dinge, jy moet jou huis kan goed regeer, om dan uiteindelik in die kerk 'n leierskapposisie te kan inneem. Daarom moet ons so mooi werk met mekaar. Nou, Jakobus 3 vers 10 sê, uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Nou, hierso, your words can either be poison, ekskuus, ek gaan dit net gou gesê in die Engels. Hy sê, it is a restless evil, full of deadly poison. With it we bless our Lord and Father, and with it we curse the people who are made in the likeness of God. Your words can either be poison or fruit, you choose. Gaan my woorde vrugte wees en daai persoon opbou, of gaan my woorde gewees wat daai persoon afbreek. Amen. En dat ek en jy sal kies wat se woorde kom uit ons mond uit. Wat se woorde moet ons spreek? In die eerste plek selfbeheerste woorde. Nee, die waarskuwing van Jakobus aan Jakobus 1 vers 19, hy sê, so dan my geliefde broers, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Wie het nou 'n elbow gekry in die sy? Hallo? Nou, hy praat nou net met die broers, maar ek dink hy praat met die susters ook. Nee? So my geliefde susters, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Hy sê, be slow to speak and quick to listen. Amen. En ek en jy sal kies. Prediker 13 vers 3 sê, wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe. Wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang. Wie wat, baie van ons huwelike het ons so gepraat. Baie van ons huwelike het ons so gepraat. Ons het met mekaar so gepraat, ons het van mekaar gepraat, en daai woorde kan nooit terugkom nie, want selfs al doen ek dit goed. Nou, ek het dit gedoen, nie te lang terug nie, toe doen ek dit, en ek sê vir die mense, ek lees dit nou nogal, ons is by, as julle ooit in Nelspruit omgewing kom, dan moet julle gaan na 'n plek toe met die naam van Pumba Wildlife, is nie resort nie, is iets anders, Wildlife and Accommodation, nee? Jy het in jou lewe nog nie so 'n groep van leeu's en tiere en
allerhande diere gesien nie. Dis 'n hele wildtuin, dis 'n hele wat noem mense dit, ja, wildtuin op sy eie. Dis die mooiste plek. Ons het in die nag daar aangekom, ekskuus, ek weet ek het 3 minute oor. Ons het in die nag daar aangekom, en my vrou, ek dog toe, daar's net bokkies en kameelperde soos in die meeste plekke, en zebras wat hier in die môre by jou plek kom verbyloop, en ons hou van sulke plekke. En toe ons inry, toe sê my vrou, maar sy sweer sy het so pas 'n leeu gesien. Maar nou ry ons verder, is donker, is net die ligte wat skyn, en die volgende oomblik is ons hier op sulke hokke, en die volgende oomblik loop die leeu en hy brul hier langs ons. En daai hele nag, jy kan amper nie slaap nie, want hy leeu brul so hard, dit voel asof hy reg by jou venster is. Nou sê die vrou by die want ons vra toe die vraag, kan die leeu's uitkom? Nou spot sy sê, ja nee, in die nag, dan laat hulle die leeu's bietjie rondloop tussen die bungalows. En maar sy lag toe. Maar nou is ons daar, en op een van die, of eintlik in die boek waar jy nou jou review gee, sê, dit vat omtrent 50 goeie reviews om een slegte review te kanselleer. 50 goeie reviews om een slegte review te kanselleer. Nou wil ek vir jou sê, man en vrou, sê vir mekaar 50 mooi dinge voordat jy een slegte ding van jou maat sê. Want daai ding gaan jy eers deur nog 50 goeie woorde moet cancel, anders te gaan sy daai een onthou. So as jy wil hê sy moet daai een vergeet, moet jy sorg dat jy 50 goeie dinge onthou wat jy vir haar kan sê, want sy gaan hom onthou, né? Onthou, 'n vrou is ook 'n multiplier. Alles wat jy saai na haar toe, gaan sy dubbel vir jou laat terugoes, né? My vrou herinner my gedurig, né? So ons moet seker maak ons saai reg, sodat ons die goeie oes kan beleef. Selfbeheerste woorde. Hy sê so na my geliefde broers, elke moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Wie sy mond bewaak sy hele lewe. Hy sê in die Engels, whoever guards his mouth preserves his life, and he who opens wide his lips comes to ruin. Tweede een is selektiewe woorde. Laat jou woorde sag en soet wees, want jy weet nooit wanneer jy dit self moet eet nie. Hallo? Laat jou woorde sag en soet wees, want jy weet nooit wanneer jy dit self moet eet nie. Nou sagte woorde is dit. Hy sê in Spreuke 15 vers 1, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toorn opkom. Nee, dis waar die ding inkom, nee, maar as jy nie dit gesê het nie, het ek nie dit gesê nie. As jy nie dit gedoen het nie, dan het ek nie dit gedoen nie. En dan kom die blame shifting nou heeltyd, nee. Beteken, dit is wat gebeur, die krenkende woord, die krenkende antwoord. En dis waar ons dan moet kies, om dan seker te maak, ons praat mooi met mekaar, en ons praat reg met mekaar. Hy sê daar, laat jou woorde sag wees, sagte antwoord laat die woede bedaar, sê die nuwe vertaling, 'n krenkende woord laat die woede opvlam. Die Engels sê, a gentle response diffuses anger, but a sharp tongue kindles a temper fire. Nou wie weet, hell has no fury like. Manne, werk mooi met die spesies. So if you want, en ek gaan later kom wanneer ons praat oor die case gedeelte. Het iemand dat eendag mooi gesê. Hy sê, manne, if you want heaven at 11, start at 7, not 7 at night, 7 in the morning. So praat mooi van vroeg af, en dan leer het lang daarna. So praat mooi. Hy sê daar, a soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Woorde wat soet is, die Amplified Bible sê, pleasant words are like a honeycomb, sweet in the mind and healing to the body. Die Message Bible sê, gracious speech is like clover honey, good taste to the soul, quick energy for the body. Die ander vertaling sê, pleasing words are like honey, sweet to the soul and new life to the bones. Spreuke 16 vers 24 sê, vriendelike woorde is soos 'n heuningkoek, soet vir die siel en genesing vir die gebeente. Aangename woorde is heuning, soet en geneeskragtig
vir die mens. Hier wil ek gou vir julle sê, manne, of kom ek praat bietjie met die vroue. Jou man kan die hele wêreld versit as jy in hom glo. Die wêreld kan hom wat ook al vertel. Hy sal nie dit glo nie. Maar hy sal dit alleenlik glo as jy dit begin sê. Jou man is 'n sukses solank as wat jy dit glo. Wie wat doen my vrou? My vrou doen goed soos byvoorbeeld as ons na 'n seminar toe gaan, dan gaan ek sodat ek myself geestelik kan voed, dat ander ouens my ook kom bou. Dan sal my vrou vir my goed sê soos, wat dink jy gaan hulle jou leer wat jy nie self leer? Nee. My vrou dink ek is die beste prediker. Nee. Wil nie altyd sê die beste man nie, maar die beste prediker. Maar my vrou sal my komplimenteer en sy sal glo in dit wat ek preek, dit wat ek sê en sy sal, en dis waarom sy is my eerste mentor of my eerste klankbord. As ek vir haar vra, hoe het ek gepreek vandag? Dan beteken dit niemand anders kan, of al die ander kan dink ek het vrot gepreek, dan sal sy sê nee, ek het goed gepreek. Maar as die dag as sy vir my sê nee, you didn't make it today, dan weet ek, dit was nou regtig sleg. Nee, maar dis wat ons in mekaar moet glo, dis die goed wat ons vir mekaar moet sê. En daarom wil ek sê, bou jou man op met jou woorde. He can conquer the world as long as his wife believes in him. Amen. He can conquer the world as long as you believe in him. En dan wil ek sê, manne, doen dieselfde met jou vrou. Want daar buite is dit taaf. Daar buite hoor jy al die slegte goed. En dan is dit goed om net by die huis te kan kom en te hoor, nee maar, I love you. En jy is vir my kosbaar en jy is my waardevol. En ons het nodig om reg met mekaar te kan praat. Amen. Het iemand iets geleer vanaand? Sluit jou oog of jou bid. Vader, as ons vanaand kom, dan bid ek, Here, dat U vir ons help om by die droom uit te kom wat U vir ons het. Dankie, Here, dat ons 'n goeie droom het, 'n droom vol van vrede, 'n droom vol van voorspoed. Dankie, Here, dat die goed wat U aangaande ons droom is vir ons 'n huwelik te gee, waar ons gelukkig kan wees, 'n happy place kan hê, want ons kan huis toe kom vanaand, en kan weet, ek is veilig daar. En ek wil bid, Here, sal U elke huwelik kom aanraak, elke verhouding kom aanraak, hulle wat nog nie getroud is nie, vir hulle die tools gee, al die gereedskap gee, om uiteindelik 'n wonderlike huwelik te kan hê. Hulle wat al getroud was, sal hulle genees van die seer van die verlede, al die verwerping wat hulle beleef het, en al die dinge wat skeef geloop het, en die slegte woorde wat hulle aangaan hulle gehoor het, en ek wil bid, Here, kom bou net weer hulle selfbeeld, dat hulle kan glo, God dink ek kan iemand gelukkig maak, God wil ook hê ek moet gelukkig wees, en laat U naam net vereer word. Here, ons bid dit, en ons dank U daarvoor, in Jesus se wonderlike naam. En almal sê, amen. Prys sy naam. Nou goed, ek wil nou gou so 'n reëling maak. Yes. Julle kan stop daar.